Hallo graad 7's, ek hoop julle is nou reg vir die eerste gediggie wat ons gaan doen in hierdie kwartaal. Ons noem hierdie afdeling poësie, dis die tweede les van hierdie reeks. Die eerste les het gegaan oor die begrippe, die tweede les gaan nou oor die gediggie self. Die gediggie se naam is 'n foto vir Facebook, so julle moet net asseblief die gediggie voor jou hê, terwyl ek hom verduidelik. So dit is baie belangrik om hom voor jou te hê terwyl ek dit verduidelik. So ek gaan die gediggie nou eers vir jou lees, die hele gedig, 'n foto vir Facebook en dan gaan ons hom ontleed. Strofe vir strofe, ons gaan die tipografie doen, ons gaan die beeldspraak doen, ons gaan kyk watter metodes of maniere die digter gebruik het, verstegnieke of wat ook al hy gebruik het om te sê wat hy wil sê, die boodskap wat hy wil oordra. Goed, strofe 1 begin met my hand uitgestrek, strofe 2 is die gedeelte in die sirkel, en strofe 3 is maar as jy my leer ken. Goed, kom ons lees die gedig. Met my hand uitgestrek, draai ek die selfoonkamera se oog op my. Gooi 'n paar poses. Hollywood glam, freak, weirdo, player, Ma's 'n soet kind, traggie, popster, rockster, loser, sweetie pie. Maar as jy my leer ken, soos in genuinely ken, sal jy uitvind dat ek meer as net 'n Facebook foto is. En die skrywer van hierdie gedig is Fanny Viljoen. Goed, ons gaan nou kyk wat Fanny eintlik in hierdie gediggie vir ons wil sê. Reël 1 tot 3 is 'n tersiene. Hy is 'n tersiene omdat hy uit 3 versreëls bestaan. So dis 'n strofe wat 'n tersiene genoem word. Goed, met my hand uitgestrek, sal jy sien, daai woord, draai, stop nie net daar nie. Met ander woorde, dit gaan aan. Met my hand uitgestrek, draai ek die selfoonkamera se oog op my. So daar, van draai na ek, het jy 'n enjambement. Ons het in die klas geleer van 'n enjambementsteken. Jy verbind hom sommer so die draai met die ek. So ek hoop almal kan mooi sien dat van versreël 1 na versreël 2 daar 'n enjambement is. En dan het ek ook die uitgestrek, dit wys jy sit jou hand ver bo jou kop, skuins, net soos wat jy lyk as jy 'n selfie neem, want dit is wat die meisie doen. Sy neem 'n selfie. En sy plaas dan, of draai dan, die selfoonkamera se oog op haar, sodat sy haarself kan afneem. En terwyl sy dit doen, gooi sy 'n paar poses. Reg. Selfoonkamera se oog, 'n selfoonkamera kan nie 'n oog hê nie. Daai oog is eintlik mos die lens. Dis die lens van die kamera. Reg, so ons moet mooi kyk na daai personifikasie wat ons daar het, want die oog word vergelyk met die lens, maar 'n oog en 'n lens is nie menslike goed, en dis hoekom dit personifikasie is. Goed, en dan het ons ook 2 halfrym voorbeelde in hierdie eerste gedeelte, en dit is met my, die met en die my is dieselfde klank, dis emme, dis konsonante, so dit is alliterasies, allitererende klanke, met my hand,
En dan in strofe 3, gooi 'n paar pauses. Die 2 P's wat die heeltyd, of wat direk na mekaar gesê word. So dit is alliterasie. So ek het M alliterasie en ek het P alliterasie. Dan sal julle sien na pauses, dit is nou die manier hoe jy staan, né? Voor die kamera. Jy verander elke keer jou liggaamshouding, jy draai jou lyf, jy buig, jy staan regop, jy steek jou tong uit, jy maak jou oë groot. Dit is jou pauses, dit is die manier hoe jy jouself voordoen as jy nou hierdie foto gaan neem. So die dubbelpunt na pauses het ook 'n doel of 'n funksie. En hy gaan nou vir jou sê wat se pauses gegooi gaan word. So daar volg 'n verduideliking of 'n beskrywing van die pauses wat gaan volg. Strofe 2 het ons nou al hierdie woorde in 'n ronde sirkel geskryf. Die woorde is in 'n ronde sirkel geskryf, want dit suggereer of sê of wys die kamera se lens wat op haar gehou word, sodat die foto geneem kan word. En al die pauses word deur hierdie oog na gekyk. So die kamera se lens en al die pauses wat die meisie doen, verteenwoordig die ronde sirkel van die woorde. So, ek het nou vir julle die gediggie gelees, so sy sê van haarself, op hierdie een foto gaan sy 'n Hollywood glam wees, soos glamorous, né? Op die ander foto sal sy dalk net swart aantrek, en soos 'n freak lyk, en swart naels, of swart grimering, of swart lippe, of wat ook al. Sy gaan lyk soos 'n persoon wat nie baie gelukkig is nie, né? 'n weirdo, iemand wat snaaks of vreemd aantrek. Die volgende foto gaan sy 'n player wees, waar sy dalk bietjie minder klere of in haar bikini haarself afneem en tussen 'n klomp seuns staan of wat ook al. Dan gaan sy ma se soet kind wees, dan gaan sy 'n fotootjie van haar na mamma dalk hê. Die volgende oomblik kan sy dalk maak asof sy 'n druggie is, so aantrek en sulke pap oogies hê of wat ook al. Nie dat sy regtig een is nie, sy gaan net al hierdie personas aanneem. Dan gaan sy soos 'n popster en 'n rockster aantrek. Dan gaan sy soos 'n loser lyk. Byvoorbeeld, sy kan haarself sommer in haar pyjamas afneem, haar hare wat de mekaar is. Sy is nie lus om op te staan nie, sy is nie lus vir die lewe nie. En dan kan sy dalk so in haar laaste fotootjie soos 'n sweetie pie lyk, so onskuldige gesiggetjie trek. So ons het nou strofe 1 gehad wat uit 'n tersiene bestaan het, 3 versreëls. Strofe 2 wat in 'n sirkel geskryf was, en dit dui ook op die vrye vers, met ander woorde die vryheid wat die digter gebruik om woorde in 'n sirkel te skryf, né? Wat ook pas by die jong tienerskap en hulle houdings, en wat pas by vryheid. En dan kom ons nou by die laaste strofe, strofe 3. Maar as jy my ken, soos in genuinely ken, sal jy uitvind dat ek meer as net 'n Facebook foto is. Nou in die eerste plek kan jy daar sien die maar is 'n teenstelling. So sê, sy kan 'n ma se soet kind wees, sy kan 'n player wees, sy kan 'n weirdo wees. Sy kan al daai goed wees. Dit is vir haar maklik. Sy sê, maar as jy my leer ken, soos in genuinely ken, met ander woorde, as jy gaan moeite doen om binne in haar hart te gaan kyk wie sy regtig is, gaan jy iemand anders uitvind, gaan jy iemand anders daar kry, gaan iemand anders se persoonlikheid daar uitkom. So sy voel eintlik maar die teenoorgestelde as wat sy op die foto's lyk. Eintlik is sy dalk ongelukkig, steek dit dalk weg, deur al hierdie fotootjies op te sit wat haar so gewild laat lyk. Dan genuinely en genuinely ken en Facebook is Engelse woorde wat ons gebruik
of wat die skrywer gebruik om te sê, dit is typiese tienertaal, en hoe die tieners praat, soos in genuine, dis 'n genuine persoon. Nou as sy sê, maar as jy haar genuine, as jy haar werklik moeite doen om haar te leer ken, en op die ken het sy 'n akiet. As jy moeite doen om my te ken, so die klem lê op ken, dan sal jy agterkom, sy is baie meer as net 'n Facebook-foto. Met ander woorde, wat sê sy in die gedig? Sy sê dat sy baie meer is as net daai uiterlike self. Sy is 'n diep persoon, sy het waardes, sy is 'n goeie mens, sy gee om vir ander, ensovoorts. So kyk mooi, dat jy die twee genuinely ken, dit kom daarop neer, dat sy dalk miskien weer 'n moeilike tyd gaan, en dat sy eintlik werklik 'n goeie mens is, of jy kan dit interpreteer soos wat jy wil. Wil jou net herinner, wat jy ook kan byskryf by strofe 3, maar as jy my, daar is 'n jy met 'n y en 'n my met 'n y, ons het daar 'n y-assonansie. Assonansie is die herhaling van diftonge of van vokale. So daar het ons assonansie, y-assonansie in die eerste reël van strofe 3. Reg, ek het notas gemaak vir julle van hierdie gedig. Alle gedigte het 'n boodskap. Hierdie notas, asseblief leer dit baie mooi, kyk mooi daarna, dit sal jou help om die boodskap van die gedig en die hele gedig beter te verstaan. Die boodskap van hierdie gedig kan vir jou iets leer of vir jou iets beteken. Dalk is dit 'n boodskap waarmee jy self kan identifiseer. En baie boodskappe het universele waarde. Universele waarde het ek al een keer in die klas gebruik. Nou kan jy dit op skrif hê as jy hierdie vir jou kan afrol, andersins die wat dit nie kan afrol nie, onthou. Ons sal dit vir julle by die skool afrol sodra ons terug is. Universele waarde beteken, dit is wanneer iets op almal van toepassing is. Met ander woorde, hierdie boodskap is dat alle mense partykeere soos hierdie meisie voel. Eendag voel jy soos 'n loser, ander dag voel jy soos jy's 'n freak. Jy almal verstaan, maar jy verstaan nie. Digters skryf oor dinge en emosies, situasies en sekere toestande wat belangrik is vir hulle. In hierdie gedig skryf die digter oor 'n saak waarmee kinders, tieners en selfs groot mense worstel. Hier gaan dit oor 'n tienermeisie wat kreatiewe, maar soms vreemde foto's van haarself op haar profielfoto plaas. Dit blyk asof sy baie gelukkig is en deur almal verstaan en aangehang word, né? So met ander woorde, almal hou van haar as gevolg van haar vreemdheid en die feit dat sy baie rolle kan aanneem in die lewe. Maar in die werklikheid is sy nie eintlik een van die tipe meisies nie. Sy is nie 'n freak nie, sy is nie 'n Hollywood glam nie, sy is nie 'n loser nie, sy is eintlik net 'n normale tienermeisie wat ook maar soms onseker oor haarself voel en ook maar soms 'n swak selfbeeld het en wat ook maar net aanvaarding in 'n vriendekring of groep soek. Sy plaas juis hierdie foto's omdat dit die illusie van geluk en om gelukkig te wees en om beny te word, met ander woorde, ek wens ek was soos sy. Dit is wat benydenswaardigheid beteken. Om daai benydenswaardige ding te skep. Met ander woorde, almal wil soos jy wees. Maar eintlik voel sy diep in haar hart ongelukkig of dalk selfs alleen. Die foto is dus nie 'n ware weergawe van hoe sy regtig binne in haarself voel nie, of in haar hart ook voel nie. Die bewys hiervan lê in die laaste strofe waar sy sê, maar as jy my leer ken, werklik leer ken, en daar kan 'n
skieteken op wees? By ken, maar as jy my leer ken, of werklik leer ken, dan weet ons, sy is nie soos een van daardie personas wat sy maak asof sy is nie. Goed, so baie mense van verskillende ouderdomsgroepe oor die hele wêreld heen is nou maar in hierdie selfe bootjie. En mense plaas profielfoto's van hulle self wat wys hoe gelukkig hulle is. Hulle is op hierdie mooi plekke, hulle is saam met hulle vriende, hulle lyk sprankelend en welvarend, met ander woorde, hulle is bevoorreg. Baie van hierdie foto's is ook maar ou foto's wat mense opsit, omdat hulle nie eintlik meer nuwe foto's het nie. Dan sit hulle ou foto's op wat vir hulle mooi was, om net weer te wys hoe mooi hulle is, maar eintlik is hulle diep in hulle harte nie so gelukkig nie. Of voel hulle alleen. So baie van hierdie mense gee op hulle profielfoto's voor dat hulle gelukkig is. En hulle maak of hulle gelukkig is. En dat hulle 'n wonderlike lewe het. Maar eintlik is dit dalk nie die geval nie. So juffrou se boodskap aan julle is, wees bly, wees positief, bly altyd jouself, werk aan jou selfbeeld en jou tekortkominge, maak dit reg, help ander, deur ander te help, voel jy weer beter. En weet altyd dat God jou liefhet soos jy is. Hy het jou uniek geskape en jy moet dankbaar wees vir wat jy het. Ons moet onthou, omdat jy nou in hierdie tienerfase is, moet jy onthou, jy gaan verskillende emosies ervaar op een dag. En jy gaan verskillende emosies ervaar in jou tienertyd. En situasies en probleme gaan opduik. So almal het probleme en vrese, maar weet dat daar altyd iemand is wat omgee en sal help. Gaan kyk na daardie stil kind en gaan soek daardie diepte in daardie kind, met wie jy dalk goeie vriende kan wees. Ek spreek die hoop uit dat jy hierdie gedig en sy unieke boodskap nooit sal vergeet nie. Om voor te gee, maak alles in jou lewe net erger. Wees eerlik, wees diensbaar vir 'n God, en hy sal jou nooit ooit in die steek laat nie. Graad 7, julle moet hierdie vragies nou beantwoord, oor hierdie gedig, lekker werk, en ek kan nie meer wag om julle in persoon te sien, en nie deur 'n lens nie. Totsiens!